So Jeremy, kan jy ons bietjie meer vertel oor die storie van Dirk Alusep en die Kondel Swart en Rooisand? Goeiemôre. Die storie was ook so onbekend vir my en onverkend deur my tot op Oktober 1987 toe ek die eerste keer gehoor het van 'n man genaamd Jacob Marengo. En hoe ek van hom gehoor het, vond ek was in my vonnis al klaar by Robben Island vir terrorisme en die laaste skoolhoof van die skool wat ek by skool gehoor het. Meneer Clark kom besoek my en hy sê vir my, jy wil bly, meneer, ons is nou vry, Jeremy. Ek sê, ek kan nou nie mooi vang wat hy sê nie. Hy sê, hy gaan nou na Namibië toe en hy wil hê, ek moet saam met hom en Dr. Otile Abrams, Jacob Marengo skool gaan oopmaak op Rehoboth. Ek sê, meneer, jy besef seker waar ek nou sit en ek verstaan jy praat van vryheid. Baie met my, meneer, hoekom? Nee, hy is eintlik in Namibië. En hy is eintlik Bondelswart. Ek meen, dis nou 'n oom wat saam in Tiervlei groot geword het. Hy was in Independent Dogs Missions Kerk in Tiervlei, in Ravensmead of soos ek sê. En waar kom die hele storie nou uit van? Hy is nou skielik in Namibië en hy noem homself Bondelswart en hy gaan nou Rehoboth skool oopmaak. So dit was die eerste prikkeling. Ek het hom toe gesê, meneer, ek dink jy gaan vroeg hier uitkom nie. Ek dink vryheid hier vir ons is baie nog ver in die toekoms. En die tipe van ding, so ek weet ek ooit by 'n onderwyser weer gaan wees hierna. So dis hoe het begin het. Maar ook wat my geprikkel het van groot word in Tiervlei en Elsies rivier, dat daar was mense van die Noord-Kaap en van die suide van Namibië, die Warmbad omgewing. Ook so ver as Keetmans, maar meestal hy Karasberg gestreek, wat met wie se voorsate al in die tyd toe Tiervlei Hardekraal genoem was hulle al in die area, hulle het getrek hier na die 1925s oor, en ek weet soos ek groot geword, ek weet, ons neef het altyd gepraat, ons was 14 van ons, en daar was een klong wat daar rondgeloop het, en het 'n snaakse taal gepraat, en ek het altyd, ons het altyd gesê, hy skiet popcorn, as gevolg van die kliks en die type van ding, maar, so daar, hier was prikkels van Jesus snaakse type verskynsels, en ek het nooit aandag aan regtig geskenk nie. Ek is toe finaal, vrygelaat die Robben Island, met die Codesa proses, so heel wat vroeër as wat ek verwag het, en dit het nou maar daar gelaat, maar die derde keer wat ek nou weer op hierdie ding afkom, is toe ek die generale stafskursus doen, by Leer College in Pretoria vir 6 maande. En deel van my fokus was indigene guerrilla oorlogvoering van die koloniale tydperk in die hele Afrika. En in die proses het ek toegang gehad tot Duitse militêre records van die tyd, laat 1800s, so die vroeë 1900s, van die Schutztruppe. In besonder veral die joernaal van kolonel Andreas Olsen, of spesifieke zaalmeester, wat 'n zaalmeester is 'n logistieke offisier. En ek het toe hierdie ding, en vele ander militêre records gehad van dit. Ek het ook toe die ou kolonel van Reineveld, die ou wat 'n aanval geloods het met die weermag, beide op die 1922, die strykers op die Oosrand, en later, 'n week later in Namibië, wat die bondels wat gaan uitbom het daar in Gorochas omgewing en daar in die Karasberg streek. Ongeskrewe geskiedenis, toevallig opgekom vanweë my belangstelling in indigene guerrilla oorlogvoering. Maar daar was iets opspraakwekkend van wat ek daar gesien het. Die een was die rol van vroue. Want ek wil nou verstaan, hoe is dit dat elke soldaat wat homself nou dan vind in die Dastits en Wes en jy word gewaarsku, bly weg van die Nama vrouens af en van die Herero vrouens. Al die inligting
word uitgelek na hulle toe. En ek besef toe, omdat dit so herhaaldelik herhaal word, moes hierdie vroue 'n spesifieke rol in die Bondelswarts guerrilla mag gevorm het. Want daar word nie gewaarsku oor die mans wat die vegters is, wat die lekasies is, en die vroue. En dit was so ernstig, ek lees toe daar iets raak van 'n brief van 'n vrou van die Duitse Vrouebond. Daar was 'n tyd wat die Vrouebond gevoel het, luister, die Duitse bloed word 'n bietjie vermeng, hier is te veel, en met die erfreg was die kinders reg op erf. So al kom jy nou van die adelstand af, of jy's presies, jy's gereg onder wetgewing. En hulle toe gevoel, die Vrouebond, dat hulle dan nou spesifiek die militêr, die weermag moet ondersteun, deur vroue te stuur van die Vrouebond reg uit Duitsland daartoe. Dit was nie so suksesvol, want een vrou se brief het wel gesê dat, jong, ek dink is 'n verlore saak, die man se was te lankies met die vrouens toe nog. So, dis die tipe agtergrond wat jy het weermag van 'n intelligensie oogpunt, militêre intelligensie ook sien. En jy sien ook, en later, toe begin ek kyk na die mans, hoe word daar oor die mans geskryf? En ek het spesifiek belang gestel in 'n man met betrekking tot 'n ou foto wat ek teëgekom het. Die voorblad van hierdie boek het 'n foto van 'n paar mans wat staan. Vergeet van die agtergrond wat geskep is om die omslag te skep. Maar die voorgrond is 'n eintlike foto wat geneem is in 1907 op die plaas van 'n Afrikaner man wat deel was van die Bondelswarts, Willem Spangenberg. Hulle staan hier met Mause 89 gewere. Dieselfde gewere in dieselfde tyd wat deur die Duitse weermag gebruik word. Hulle bandoliere wat jy hier sien, is van offisiere wat hulle en lede wat van die Duitse weermag wat hulle gedood het. Jy sal sien dat die flap, hulle flap van hulle hoede, nee, van hulle of op hulle kop, of hulle Stetsons as 'n mens 'n ander woord moet gebruik, is, ja, dis linksop opgeflap. In teenstelling met die Schutztruppe en die Duitsers, wie die regste deel van hulle hoede opgeflap het. So daar was iets meer aan hierdie guerrilla vegters as dit. Hulle was gedig. En uit die weermag geskrifte wat ek aan nou blootgestel is aan, verwys hulle na hierdie man wat in die middel staan, hierdie lang man, as 'n baster. Hy's half Herero, half Nama, want sy ma was Nama en hy was Herero. Dan verwys hulle na een van die ander manne hier aan die einde as 'n shepherd stuurman. En hy is nou 'n ou van die Oorskap, wat van die Ethiopiese Koptiese kerk was. En die kenmerkende ding van hierdie man, as hulle sy profiel wat ek gelees het daar, is dat hierdie man was 'n Katoliek. Hierdie Marengo. So eerste, ons het te doen hier met 'n half nie-rassige tipe van guerrilla beweging. Onder leiers van mense wat nie eng gesproke onder 'n clan of onder 'n stamverband geveg het nie. Mense wat net gesê het, solank as jy vir Namaland veg, en Namaland is nie Suidwes of die Kaap of dit nie. Solank as jy van Namaland veg, is jy saam met ons. En ons is almal bondels. Nee? So dit is hierdie mense. Tot so 'n mate dat hierdie man, Jacob Marengo, in Duitse weermag geskrifte verwys word as the Black Napoleon. Nou, om so deur jou vyand geëer te word, is iets merkwaardig. Dat 'n ander leier, Abraham Morris, verwys word as die leeu van die Visrivier Skeurvallei. Dat 'n ander leier onder hulle verwys word as die Fox of all foxes, die Force not all forces, geëer deur hulle teerstanders in die Britse weermag en in die weermag.
En dat hulle en dit is wat ek toeleer en dat hulle krygstegniek baie gevorderd was vir hulle tyd. En dat hulle byvoorbeeld soos Jacob Marengo in 'n onderhoud in 1906 met die Cape Times van hulle ding vir die korrespondent sê die ons vyand ken nie hierdie land nie, hulle weet nie waar die water gat hier en hy gebruik die woord afkomstig van die Franse verwysing. Hulle ken nie guerrilla oorlog nie. Nou dis lank voor ons almal gehoor het van die ding. So dis so die storie. So ek moes nou hierdie storie van hierdie mense, verskillende leiers vanaf 1906 vertel tot op 1922. En my enigste manier was 'n les van 'n jong seun wat soos hulle almal op Pella by die Katolieke skool was. By die weeskool. En nie wees omdat hulle ouers nie daar was nie, omdat hulle halfnaatjies was. Soos Jacob Marengo wat ook op skool was. Soos Abraham Morris wat sy pa skot was van Waramba en sy ma was Nama. Soos en dieselfde met Dirk Arosep. Maar soos die praktyk was, op een of fase kom die ouer leiers vir hulle almal haar. Want dit was die gewoonte van die kerk, biskop Simon op die tyd, om die skool te gebruik as 'n arbeidstoevoer pyplyn na die kopermyne in Nababib en Oukip. En voordat dit gebeur het, die name het mense en ook die bondels was gewoonlik hulle kinders daar gehad. So hulle was roep opgevoede mense in hierdie geval. So dis waar die storie vandaan afkom. En Dirk Arosep is vir my jong genoeg om deur die oorlog te neem tot op 1922. So jou kennis van die oorlog groei deur sy lens. Maar ek wou ook die geuite tipe van idees rondom oorlogvoering omverwerp. Nee? Ek wil wys hier's vroue wat rolle gespeel het as in 'n inligtingsverband. Ek wil gewys het dat aan die Duitser kant was daar vir al 'n sekere probleem as jy sekere jong mense stuur uit Duitsland. Ek weet nie of jy gehoor het, maar in die weermagterm geskrifte word daar gepraat van bamboesen. Dis eintlik 'n praktyk waar ouer offisiere jong mans gebruik as vrouens. En dit was 'n praktyk. So ons wou daai nie macho deel van die oorlog word. Ek wou die klasseverskille uitwys ook onder die Duitse weermag. Tussen die Prussiese adelstand of so wat neergekyk het op die Schutztruppe en na hulle gewys het as straatwerfmense van Berlyn. So ek wou ook gekyk het na die Bondelswarts. En ongeag of 'n oorlog hoe regverdig het, wat te doen, hoekom 'n mens nooit 'n man moet word in 'n oorlog van 'n kind af. En wat dit aan 'n persoon doen. Jy weet, en hoe jy jouself moet, hoekom jy nooit jou identiteit in oorlog moet vind nie. En dis vir my, was vir my deel van die dinge. Natuurlik is daar 'n bietjie van 'n soldaat oorslag, vanuit die aard, dit is my agtergrond. Intelligensie inslag, want ek het die spionasie tegnieke van die tyd bestudeer, het die geskrifte wat ek aan blootgestel is, en so daar's daai elemente in 'n storie, maar dis 'n bildingsroman in die Duitse sin van die woord, 'n coming of age story van 'n jong man wat met 'n oorlog moet deurgaan en om dit sê homself vind in 'n oorlog. En of hy homself vind of nie, wel dat julle moet die boek lees om dit te vind. Ek seker almal gaan die boek kry na die tyd. Jeremy, jy praat van die Katolieke Kerk en sê een van jou hoofstukke is genaamd, ek mag dalk die benaming 'n bietjie verkeerd kry, maar dit is die kruis van die oorlog, as ek reg is. Daar is ek sal gou die regte verwysing vir jou kry. Gee my net 'n oomblik. Maar dit is waar die rol van die Katolieke Kerk of hulle aandadigheid in die oorlog
aan bod kom. En gepraat van Dirk, hy is 17 wanneer die Bondelswart, as ek reg is dit kaptein Morris wat hom kom kry by die Katholieke Kerk op Pella in 1904. En by die Katholieke Kerk self, hy is weesgelaat daar, maar die Katholieke Kerk gebruik die weeskinders om op 'n manier gedwonge arbeid te doen, maar ook die sofistikasie van die Bondelswarts om die Duitse instellings teen hulle te gebruik, om dan dit half te gebruik as 'n basis om hulle recruits na te stuur en hulle weer te kom werf as hulle van ouderdom kom, coming of age. Dit het ook Dirk se grootwordjare by die Katholieke Kerk het ook bygedra tot sy verset teen die Duitse bestel. Ja, kyk, daar's 2 hoofstukke, die kruis van oorlog en dan is die kruis van hebsug. Die kruis van oorlog het te doen met die tipe dubbele standaarde, die dubbele moraliteit wat die katholieke priesters gehad het rondom. Van hulle was kapelane vir die Schutztruppe, die Duitse weermag. Hulle was kapelane ook aan die kant van die Nama mense, was hulle die beheer van die kerk veral in Pella. En voor hierdie grense bestaan het, was die 'n vicariat, soos hulle gesê het, wat genoem was die vicariat van Keetmanshoop, maar dit het ook Pella ingesluit en die sente van die katholieke mag, die biskop het gesit op Pella. So, daar was hierdie dubbel, jy weet, altyd 'n probleem in hulle keuse, ek vel nie oordeel daaroor nie, jy moet dit beself het, maar die biskop het byvoorbeeld, hy het 'n medalje van die keiser gekry, vir sy bydra, sy Vader Solia, almal hierdie mense het almal medaljes gekry vir hulle bydra tot die Duitse tipe van dit. So hulle was ook soms tyds gebruik om, jy weet, Marengo was 'n diep katholieke persoon. En die Duitsers het dit geweet. So as hulle wil pyl waar presies die guerrilla is, as sou hulle vir Vader Solier of vir Vader Malinowski uitgestuur het en gesê, ons wil sit vir 'n vredesbedrag met julle, verdrag. En dan sou hulle almal by 'n punt kom, en dan sou hulle dan nou, of die intelligensiemonitering dan nog geïdentifiseer word, of dan sal hulle 'n aanval op hulle beplan word. So dit was maar die rol. Somtyds was Vader Malinowski doelbewus deel van dit, somtyds was iemand soos Biskop Simon nie bewus daarvan nie. So dis maar die ding, maar die stoere katholieke tipe van geloofsoortuiging van Jacob Marengo en mense soos Abraham Morris, ek meen, is ook kritiek oor in die boek, van jy moet kyk of hulle besluite somtyds reg was en ter voordeel van hulle mense was. Maar dis wat dit is. Die kruis van hebsug. Kyk, ek het Biskop Simon se dagboek gelees. Soos ek meeste dagboeke van die boeke van die weermagoffisier ook gelees. Die man is trots daaroor dat hy die vader is van die dadelbedryf, van die volstrysveerbedryf in hy area, in hy gebied, in hy geweste, van die soetwyn maakbedryf in hy geweste. En hy skryf met lof van besigheid. Hy skryf byvoorbeeld op een fase van hoe hy op Springbok 'n sekere winkeleienaar, Afrikaner vrou moet teiken. Want as hy vir haar kry aan sy kant, dan kry hy sommer van hulle kante oor na die Katholieke Kerk toe. Dis 'n militêre en besigheidsdenkswyse. En hy het haar oorgekry. Hy skryf op een ander van op sy in sy dagboek van met lof van hoe hy 'n Anglikaanse kaptein van die Britse weermag oor aan sy kant gekry het. So, hierdie mense was besigheidsmense, né? Ongelukkig het die paus hulle daar gaan gooi op 'n kol en hulle het besluit, ons los julle daar. En hulle het omtrent, meeste van die London Missionary Society en van die Reinse kerk se in die suide het hulle heeltemal oorgevat. Hulle het die grootste kerkmag geword in die suide van Namibië. Dis kom vandag, dis Katolieke kerke, as jy gaan Keetmanshoop, Bethany en almal die ding.
as jy kom tot diep in die Noord-Kaap. Dis die enigste plekke waar jy kathedrale het. Jy het 'n kathedraal in Pella. Jy het 'n kathedraal in Appington. Dis die ligte werk. Jy moet gemeentes hê van getalle om dit te ondersteun. So ja, dis ook maar, was ook alles maar besigheid, jy weet. En die tipe van ding, so die ding hanteer dit en hoe Dirk hierdie tipe van ding moet na sy geloof ook moet navigeer in hierdie omstandighede, jy weet. Ja, het is nog 'n punt wat ek wou, ekskuus tog my keel is 'n bietjie krapperig. Dit is een van daai oorloë wat binne Dirk self voet sy geloof of sy gebrek daaraan, nie gebrekkie, maar dit is net leem gelaat weens sy ervaring met die Katolieke Kerk. In een van die hoofstukke is dit Marengo of Morris vir wie hy aanspreek, ja, jou katolieke God of jou Katolieke Kerk wat die vyand vir jou gegee het. En daar is een toneel waar een van die tydse bevelvoerders sê dat hulle die priester moet saambring om die bondel swarts mak te maak. So ook die invloed of die rol van die Katolieke Kerk om sê gelowige volke soos die Nama, soos die Herero, te gebruik om hulle te onderdanig of net om hulle te onderdruk. Hoe sal jy sê, was dit doelbewus gedoen, geskryf in die boek? Kyk, ek hoef nie ver te gesoek het, behalwe wat geslote bronne was, soos die weermag en die tipe van ding. Maar uit die kerkgeskrifte, ek skryf uit die mond van die mense self. Jy weet, die priesters, voor hulle terug gaan Vatikaan toe, moes hulle hulle moet 'n tipe biografie skryf van hulle tyd daarso, en dan moet hulle nou die volgende persone wat kom adviseer, dit word dan gebruik deur die Vatikaan met hulle. So die mense is eerlik in daai goed. As jy kyk na die bondels wat sit self, Jacob Marengo dood luitenant Verbringer. En hy skryf voort in hy man se dagboek in Duits en in Engels. So jy die woorde, as jy gaan na die ander bronne, soos veral die dimensie wat jy word baie goed vasgevang. Na die 1920 bommery van Smith, Gorbachev, was daar in 1939 uiteindelik 'n kommissie van ondersoek gelas by direksie van die League of Nations. Kom ons sê as die eerste genocide. Waar daar aangekyk na hoe het jy die weermag gebruik om op siviele mense te gaan bom. En uit die records, die blou boek soos hulle sê, is eintlik amptelike records, vertel die mense by hulle eie monde, die priesters kom daar en vertel by eie monde, die Duitsers kom daar by eie monde, en vertel vir jou hoe hulle gedink het, en hoekom hulle sekere besluite gemaak het, hoekom hulle gaan strafkampe gaan bou het, binne in Haai-eiland, en buite Swakopmund, en hoekom hulle mense gedood het daar, hoekom hulle mense se koppe afgesny het, hulle uitgedroog het, en vir studie Duitsland gestuur die Dr. Eugen Fischer, by die Universiteit van Freiburg. Hulle sê dit daarin, so, wat ek jou sê, die woorde, is die, ek dramatiseer. Ja, die fiksie. Ja, maar ek gaan nie buite die perke van wat mense eintlik gesê en gegloor het. En in die weermag, wat ek hou van die Duitse weermag records. As daai mense vir jou sê, hulle was by daai punt, sê hulle vir jou die presiese tyd, hulle sê hoeveel het dood gegaan, hoeveel hulle doodgemaak het, wat die weeromstandighede was, en wat die grondomstandighede was, want dit was deel van die terugvoer, wat hulle vir met hulle militêre doeleindes terug aan hoofkantoor in Berlyn moes gestuur het. Want Berlyn was baie gefokus op die terrein, want daar was maatskappye, soos Krupp, wat wapentuig moes vervaardig het, wat kan gepas was vir hy omgewing. So jy sien almal die goed uit die mond van die mense, wat eintlik daar was. Ek het maar net die hele ding gedramatiseer, 'n verhaallyn geskep en 'n storie klein geskep, en die intrige 'n bietjie bygesit, maar die goed lê almal daar. Ja. Net om 'n prentjie te skets van hoe prontuit hulle melding gemaak het van hulle aktiwiteite in Namaland. In
tyd Suidwes-Afrika. Jeremy sal jy omgee om vir ons 'n stukkie te lees uit bladsy 150, net om 'n prentjie te skets vir hoe, as daar enigeen van julle is wat nog enige twyfel het oor grondonteiening in Suider-Afrika, dink ek dit sal net 'n bietjie huis toe tref op bladsy 150. Praat jy van die koerantartikel? Yes. Okay. Die Koran berig ook die keiser het op 31 Maart 1907 die einde van die oorlog aangekondig. En dit eindig met 'n verklaring deur Dr. Paul Rohrbach, kommissaris van die keiser se kantoor vir Duitse koloniale vestiging. Dirk lees hardop voor. Die besluit om Suidwes-Afrika te koloniseer beteken immers dat die inboorlingstamme hulle grond prysgee, waarop hulle voorheen hul vee laat wei het, sodat die wit man die grond sou hê vir weiding vir sy vee. Dis 'n amptelike verklaring. Jeremy, jy het ook verskeie onderhoude gevoer in jou navorsing. En die boek daar is 'n somber toonaard, maar die panoramiese sketse wat jy skep in die boek is net so asemrowend, die inheemse kennis wat jy deel vanaf die kos tot die rituele, as dit kom by diermaters, wie presies het jy geraadpleeg en waar het daai kennis vandaan gekom, of hoe het jy te werk gegaan om daai inkleding te bewerkstellig? Okay. Nadat ek die Blauboek gelees het, het ek eers gaan kyk na die nasate van hierdie mense en om hulle te kan opspoor. Dit was die eerste ding wat ek gedink het, meeste van die kennis sou oorgedra gewees het deur die nasate. So dit was vir my 'n belangrik verwysingsbron. Die tweede ding is natuurlik die Weermag rekords wat ek toegang gehad het. En dan ook spesiaal een offisier wat saam met ook in die MK was, wie 'n briljante intelligensieoffisier, militêre intelligensie en verkenner is. Kolonel Patrickens. Bla. Hy was saam mee op hierdie toer. So met die hulp van die Weermag se byvoorbeeld baie meer gevorderde GPS-stelsels en kaartleesstelsels kon ek presies gaan saam met hom en Peter Jacobs en Gary Cruiser en die twee generale, het ons presies gegaan na die plekke toe waar hierdie gevegte van is. En ons, sover as wat ek moontlik kon, wou ek daar wees op 'n tyd wanneer die weeromstandighede so en die terreinomstandighede soos beskryf in die Duitse rekords is. So as dit 50 grade is in die middel van die Namib-woestyn buitekant Oost, dan gaan ek daar wees. So as ek in die Transgalagadi by 'n sekere ding af van die parkroete af moet wees waar die leeu's wy, dan gaan ek daar wees want ek wil voel, ek wil die terrein voel, ek wil dit inadem, ek wil die sand voel, ek wil voel hoe die soldate daar so beweeg het. Beide kante, bondelswats en almal tipe van ding. So kom met die kombinasie van die kennis, het ek besluit, laat ek nou by die volksmond gaan woord. So ek het dan nou met die inligting oor die naasheid uit die Blauboek en 'n paar ander bronne, kon ek dan nou gaan Betani toe, elke dorp, Keetmansdorp toe, elke plaas buitekant, en ek kon gaan praat, en dan sou ek nou sê wie ek is, en dan sou mense my nou sê, okay, my opa Grootjie is die ene wat getuig het Isa. My oma was die, en hulle was bondelswarts, of die, en dan praat ek, okay, nou wat is die storie wat jy gekry het? Neem my na die graf toe, en dis hoe ek dan nou, of soveel soort dat ek nou deel is, ek was deur een stam in Logwabe, dus was ek nou aanvaar as 'n erelid deur die alle forces stam, en ek was by die internasionale namafees nou kort, en ek gaan nou die einde van die maand Keetmans op vir die groot kultuurfees wat daar gehou word aan die nama mense, so ek het gaan skakel met die eindelike historikusse, en daar is een ding wat ons kan leer van die mense in Namibië,
Dis daai mense skryf hulle geskiedenis, man. Jy kan na 'n dorp toe gaan. Jy Betani gaan ek. En daar's 'n vrou wat 'n geskiedkundige is. Ek wil jou die storie vertel. En wat gebeur is met kamerade van my wat dink hulle moet net met mans praat. Maar buitendien kan kry jy 'n eksemplaar wat iets deur 'n kerk uitgerig het, deur die Katolieke Kerk, waar jy sien, hier's navorsing hier gedoen. En hier's mense wat met jou kan praat van ek. Jy kan maar elke dorpie, as jy net hier agter by die agterpad af gaan en jy gepraat saam van die name mense, by jy daar kry wie wondels wat mense, dan sal jy die storie kry. So dit was 'n ander deel van die om letterlik by die mens, nadat ek nou die kennis van die bronne het, die kennis van die terrein, en die derde stap was om te praat saam met mense. Om die gevoelswaardigheid te bring na die narratief toe, jy weet, is eintlik belangrik. En dit was dit. En ek sê vir jou, moenie vroue na my vrouens onderskat nie. Jy sal jou vasloop net soos hierdie Duitsers en die Britte geleer het. Ja nee, soos hulle in die storie sê, na my vroue kies wie hulle. Ja, nee, hulle kies vir jou. Ek kon nogal vereenselwig daarmee. Ja, nee, hulle kies mans daar so. Gepraat. Tydelik as jy, maar jy moet die mas opkom, as jy nie mas opkom, jy kies hulle iemand anders. Dis waar. Gepraat van die Namafees, ek was omtrent 2 jaar gelede daar. Ek is van Nama afkoms, Nama Korana afkoms. So ek en my broer het net 1 jaar besluit, okay, dis nou tyd om te gaan. En een ding wat tydens wat is die stadion se naam waar dit gewoonlik hou? Dis in Keetmanshoop. In Keetmanshoop, ja. Dis by 'n stadion. En tydens die openingsseremonie is iets wat hulle altyd gehamer word, is dat die Nama steeds een van die, of ek weet die Bondelswarts is nie noodwendig stamgebonde nie, maar kom ons sit dit in inheemse konteks, inheemse volk van Suidwes-Afrika of Namibia. Die Nama bly een van die mees verarmste nasies in Namibia. En in die boek, dis eintlik een van die hartseerste dinge vir my om raak te lees. Jy lees van die begin af hoe dit ontwikkel het van, sê die kolonisasie van Suidwes-Afrika, en dan begin sien jy die voorspelling van die Jode, of die nagevolge daarvan, wat jy raak sien as jy nou Namibia betref. Want ek beskryf dit altyd so, Namibia is maar baie dieselfde as Suid-Afrika, en omstandighede raak erger. Was dit vir jou 'n moeilike, of het jy daai verhale en doelbewus probeer inwerk uit die geskiedenis, uit die Jode, die situasie wat jy deesdae bevind in Suid-Afrika? Ja, ek het 'n bietjie van dit gevind, maar daar was iets anders wat baie kommerwekkend is, wat ook begin sy kop uitsteek hier, onder indigene mense, is dat ons hanker terug na 'n baie enge tipe van begrip van identiteit. Die kleinste gemene identiteit wat ons het. Ons breek op in stamgebonde tipe van assosiasies wat glad nie meer bestaan nie, of wat volgens my 'n regverdigheidslyn het. Ons verwar taal, Namagoab, met volk, wat glad nie wil nie. Dis 'n soortgelyke probleem wat ons hier in hierdie land het. Maar gelukkig het hulle 'n bietjie verder beweeg. So dit is 'n paar elemente wat ek opgetel het wat 'n bietjie problematies is, maar dis nou nie, is nie so, mense kom uit hulle diversiteit by mekaar, maar wanneer dit kom by grondkwessies, soos veral rondom die Bondelswarts, en dis hoekom ek die Bondelswarts kies, want hulle val buite alles. Die Britte het hulle 'n bunch of blacks genoem, die Bondelswarts het die Duitsers hulle genoem, hulle val net buite alles, hulle het almal by mekaar, maar hulle het verenig onder een vaandel en 'n oorlog gevoer wat baie gedig was in vergelyking met wat die ander gevoer het. En ek wou wys, in Namibië gebeur daar iets breër as die kleinburgerlike en engheid rondom identiteit. Mense beweeg weier, en ek hoop is 'n les wat ons in hierdie land, sodat ons nie terughanker en jy weet,
vasgeskroef word in enge vorms van identiteit en ons verwarwe ou taal. Weet jy, in hierdie boek, jy gaan op het afkom, een van die gesange wat op die skip gesing is, en kolonel Andreas Olsen, na hulle uit die land uit gesit is, die Smits, praat van hierdie sang, hierdie lied wat gesing word, by 'n skip wat goed te grond gegaan het, net in die woestyn, buite Loederitsbocht. In die lied se naam is Die Sprake van Suidwest. En in die lied kry jy woorde van al die tale soos die mense om daar gepraat het. Daar is een spesifieke in die eerste stroof van die gesang, waar die woord banja mooi gebruik word. Nou waarvan kom banja mooi? Dit kom definitely uit Duits uit. Het kom nie uit name uit. Huh? Nee, banja mooi kom hier die Kaap uit, man. Nee, daar was 'n groot debat onder die destyds in die genootskap vir regering. Wat is die Afrikaanse patrioot waar hulle mense gepraat om woorde by te dra, en een van die woorde wat 'n groot debat was banja. Omdat banja Maleis van afkom het. Maar wat het vir jou wys van die geweste is dat hulle ons nogal verder gevorder was op 'n tyd waar daar erger rasisme was. Maar dat hulle daar maniere gevind is vir onder mense om saam te leef. Of hulle mekaar gehaat het, of hulle nog altyd vasgevang was in hulle enge identiteite, het hulle 'n weg gevind buite dit. En die weg was die bondels wat guerrilla mag. Die weg was wat die mense ideaal gebly het in 'n plek wat vandag genoem word die verlore stad. Bo in die Karasberge, Skansvlakte, op die Smitsbroers se plaas. Wat ek voel eintlik 'n museum moes wees of 'n staatstipe van ding, maar omdat dit nog 'n bietjie kontroversieel is rondom die bondels, wat ook onder die name mense, ja, word dit nie so baie op klem gelê nie. En as mens kyk na die gesofistikeerde geselskap wat die bondelswarts was, sou jy sê dat dit juis hulle uitgeworpenheid is wat die Duitsers so onderskat het, omdat hulle minag het as mens. Wat hulle eintlik so sulke underdogs gemaak het. Ja, maar ek wil ook vir jou sê, polities, aan die boek haal ek aan, het Major Elliot, die hoof van die Frontier Police binne in die Uppington spesifiek, na 'n gesamentlike operasie met die Duitsers, se kaptein von der Magen, waar hulle dink hulle het vir Marengo gedood, waar daar goeie bewyse is, want die keiser wou nie die 20.000 mark beloning uitwin nie, want hy het 'n skedel gekry nie, as bewyse nie. Maar dis is hoe hulle die man, ek wil sê, na hierdie voorval in 7 September 2007, en ek gaan nie oor die Engelse ene in Engels lees wat Major Elliot sê van die Britse kant van die operasie. Hy sê, it will, I think, be conceded that the death of Marengo will have a far-reaching effect amongst natives in this part of the colony at any rate. He had secured a certain degree of notoriety as a leader of men. He had, whilst not inflicting a severe defeat on detachments of the Imperial German Army, he held them at bay on many occasions. And his contemptuous references to them and indifference to white men generally resulted in his being held to some degree of awe by many native tribes, both in British and German territory. So die man was 'n internasionale dreigement. Die Duitser, kaptein von der Magen, wie saam met hom na Marengo gaan soek het, sê, en ek het sy Duits en Afrikaans vertaal soos bes ons kan, hy sê, die samewerking van die Duitse en Engelse troepe het van die grootste politieke belang geword.
Dit het die Duitser en Engelse volke in Suider-Afrika nader aan mekaar gebring. Daar was sterk verklaringe van Duitse-Engelse vriendskappe in Appington na die veldslag. Duitse vlaes gehuis en enthousiastiese toesprake is aan sy hoogheid en die troepe gerig tydens verskeie vieringe. Die inboorlinge van Suid-Afrika sal nou besef, en let wel, hy sê Suid-Afrika, né? Sal nou besef, dat hulle nie veg teen die Duitsers of die Engelse of die Hollanders nie, maar dat die wit ras as geheel saam staan teen swart. Die swartes het hulle grootste held verloor, die man op wie hulle hoop gebou het. Hoe verkeerd was die man? Hy was verkeerd in sy siening omdat daar Afrikaners en Duitsers wat deel van die Bondelswats was. Hierdie foto is geneem op die plaas van Willem Spangenberg in Van Rooisvlei omgewing. So, wat ek sê is hier, wat ek probeer ook hier duidelik maak, dat hierdie mense was meer as net 'n politika. Hulle het die politieke orde van die hele koloniale opset, het hulle bedreig met hulle eenheid, nie rassige tipe van identiteit, en met hulle tipe van oorlogvoering wat daarmee gepaard gegaan het. Ja, om net een voorbeeld te noem is Yspinaar. En Ja. die feit dat hy homself, as hy gepraat het van die Bondelswarts en van die inheemse volke, dan sal hy sê, praat van ons mense. Ja, Of- ons mense. ja. Wil jy dalk bietjie uitwy oor sy karakter? Ja, is... Oké. Ek plaas hom, ek trek hom en het julle miskien die boek van Appington tot Appingtonia, of wat ook al. Daar is 'n boek wat geskryf is oor hy spesifieke Noord-Kaapstreek. En 'n ander boek wat ek ook mooi, Morrison oor die Karasberge. Waar hulle beskryf hoe mense van die Afrikanermans, wat nie deel was van die oorlog nie, of van hulle wat van die oorlog af oorgegaan. Ek praat nou nie van Mani, Marits en die mense wat, en Kemp en die mense, wat hulle self daar gevestig het, wat getrou het saam met Nama vir ons. Of wat getrou het met Basters van Rioboth. Okay, wat 'n hele ander tipe van, en baie van hierdie mense was deel. Is vir my die verteenwoordig een van die mense, want van die mense het kultuurgewoontes en kultuurpraktye van die Nama mense en van die Bondelswats aanvaar. Hulle kon die land lees, hulle kon praat van die God van Tsoep, van die God van reën, van die reuk van die aarde, as 'n waarskuwing van die God van die reën, as jy deur die woestyn beweeg van die slaggate en die sinkgate wat gaan val. Hulle kon op daardie manier dieselfde tipe kultuurverwysings so by, want hulle het geleef van die land soos hy mense daar geleef. So vir my, van hulle was half hybridies in hulle geloofsoriëntering. Hulle was Christene en hulle soos die Nama mense gaan Sondag kerk toe, né? Dan sing hulle baie hard. Dan gaan hulle na die Giga agterna toe om die ander deel van die geestelike advies te kry. So, en hier die mense, buite die hoofstroom, het daai tipe van dat. Daar's Australiërs wat by hulle aangesluit het, wat nie huis toe kon gaan na die Anglo-Boer-oorlog, en een van hulle is gedood in die geval, wat 'n ware karakter is. So ek wil wys, die was ook wit mense, as 'n mens jy tem, wat nie hulle self as wit gesien het nie, wat om te oorleef in 'n sekere opset geïntegreer het met die mense. Op alle vlakke, kultuur, geloofs, hybridiese tipe van geloofspraktyke en ook in lewensfilosofie. En dis wat, hulle is totaal buite die hoofstroom narratiewe wat ek glo buite die mites is. Maar dis en eis vir my moes dit verteenwoordig. Ja. Absoluut. As ook die leiers of die kapteins van die Bondelswarts, net daai lewensfilosofie wanneer ek om nie wreedaardigheid met wreedaardigheid Ja. te vergeld nie. Ja, dit was 'n groot verskil. En hoekom Marengo so sterk gevoel het. Daar was byvoorbeeld, jy weet die Duitse offisiere in die voor hom, voor sy oorlog, het vroue op mas verkrag as 'n militêre tegniek.
Ek lees dit in die geskrifte waar die ding as jy waar die soldate opdragte gee, as jy gaan na 'n plek toe, verkrag jy hoofvroue, die maas en die ou vrouens eerste as 'n militêre taktiek. Nee? En na daai het Witbooi byvoorbeeld, kaptein Witbooi en daai voorgeslagte byvoorbeeld opdragte gegee dat al die mans gekastreer moet word wat hulle vang en die offisiere was gekastreer as hulle op die slagveld is. Marengo het gestop uit sy diep Christelike oortuigings het hy dit gestop. Maar 'n ander ding wat altyd onderliggend was met manwording in daai geweste is daar twee belangrike diere wat simboliese rol speel. Die eland, hy is nie 'n swak dier nie, hy is die grootste dier, grootste anteloop in die hele wêreld, as julle dit nie geweet het nie. Maar hy gaan jou omseil en hy gaan jou op 'n ander manier probeer kry. So hy is nie geneig om onmiddellik tot geweld oor te tree. Die ander ene was die Jan Verskaal. Die Jan Verskaal is 'n voël, ek het hom gaan sien in sy habitat. Hy lyk amper soos 'n kroek met sy swart hoed en sy hoed, maar dis maar wat ons aan hom toedig. Maar hy is geneig om 'n muis te vang of 'n klein voeltjie en hom aan 'n doring, 'n pendoring in te druk en te sit en terug te wag en te kyk hoe hy doodgaan en dan om te eet. Okay, en jy moenie verwar word met die rooibors skarlakenvoël wat 'n kleiner voël is. Die kleiner voël is meer in die middel van Namibië en hy sal meer dit met insekte doen. Maar die Jan Verskaal, die grootte soos ons hom ken in die Noord-Kaap, dis hoe hy mense dood. So hy word geassosieer in die kultuur met die aggressiewe, die wreedaardige gebruik van geweld. Ongetemperd. Terwyl die eland verdedig en val aan, maar getemperd en wag sy tyd af. So as jy man word, begin jy as 'n Jan Verskaal. Maar uiteinde in die ontwikkelingsgang, om vol mens te word, moet jy die gees van die eland in jou kry. Jy hoef, soos hulle sê, jy moet jou hele eland eet. En dis deel van die proses. En nou het hang nie van ouderdom af. Ek het 'n ou man teëgekom wat gesê het, dis bondels wat hier in buite riem vasmaak, wat my gesê het, jong, ek hoor ek en moet 'n ander oom gaan praat. Die ander oom hy was about 90, 92, die ander oom was 88. Sê my, nee, die jong is nog 'n bogkind, man. Toe vraag my oom, ek verstaan nou nie mooi nie. Nee, het gaan nie oor jare nie. Hy het die land getrap soos ek die land getrap het, man. Hy het nie geëet van die land soos ek van die land geëet het, of soos ek geleef het. So hulle volwasse wordingsproses het baie te doen met die land en die simboliek van wat jy eet, watter plante jy eet, wat ek probeer dek, en watter diere jy jouself men geestelik vereenselwig. En daai metafoor, tem jou Jan Verskaal, vind jou eland, daai is die goue draad wat sê van toepassing is op Dirk regdeur. Ja. En of Dirk nou eintlik die eland word, moet julle maar self uitvind deur die boek te lees. Ek sien ons tyd word minder, so ek gaan dalk die vloer oopstel vir 'n handvol vrae. So. O, jammer. Dankie. Is daar enige vrae? Ja. Ons weet nou dat Mariko verskriklik baie veldslae oorleef en dan hoor mense hy is geskiet en hulle praat van amper 10 keer wat hy geskiet is. Of dis wat hulle beweer, suid en noord en dan sy daar en dan sy weer weg. Is daar enigiets wat jy agtergekom het in jou navorsing? Hoe het hulle hom behandel? Wie het hom behandel? Ek weet van die een priester wat 'n wond in sy sy behandel het, maar hoe het hy daai wonde oorleef? Want hulle sê hy is dit bewys dat hy so hele paar keer geskiet is, raak geskiet is wel? Hy is 'n hele paar geskiet, maar daar is ook mites wat daar gepaard moet gaan. So mens moet onderskei in dit. Maar uit die weermag rekords sê hulle, volgens hulle,
het hulle omtrent 24 keer vir hom geskiet. Maar, daar moet ook onthou word. Hy het amper 'n half identiese ouer broer gehad, Petrus Marengo. Hulle het soms afgespeel as dieselfde persoon om die Duitsers te verwar. Daar moet ook onthou word dat waar hulle sê hy geskiet was, en daar die groot vieringe, dat nie is die Duitse weermag het aanvaar dat dit hy is nie. Want hoe is dit dan nou? Jy skiet 'n man op 'n soutpand, hier in die Noord-Kaap, oop 'n vlakte uit. En dan die vorige oggend as jy nou sien, liggaamsoeke is nie daar nie. En dan sê jy 'n Duitse lyn vir hom, nee, maar ek het hom geskiet. Maar ongesig het ek sy gesig so uit mekaar het geskiet, dat ons weet nie of wat hy is nie. En dan het jy 'n bondels wat soldaat wat daardie ding oorleef, en dan skielik, en dis ongewoon, sê hy sommer dit is Marengo wat daar geskiet is. Sodat dit kon nooit regtig bewys word, en dis om die beloning uitval, maar daar's mites, en daar's die waarheid, en ek speel met die mites in hierdie boek, om vir jou 'n ander moontlikheid uit te wys, van wat daar was. Maar julle moet dit lees om uit te vind. So of hy dood is of nie, julle moet maar die boek gaan lees. En dis beslis die leeservaring werd. Is daar nog vrae? Okay. Ja. Sterk in daai gedeeltes van Namibië. Ek het toevallig op daai stadium vir die destydse Suid-Afrikaanse uitsaai korporasie as Afrikaanse televisie nuusleser gewerk. So ek is taamlik bekend met daai area in die suide, Karasburg, Arwap, Betanië, Gibeon en dan weer verder suid oor die grens na Pella se kant toe. Wat ek wil sê is dat die invloed en impak van die Duitsers, spesiaal in die kerk en in besigheid, was baie sterk en is nog steeds baie sterk. Tot op onlangs in Swakopmund het die Duitse winkels nog steeds die swastika verkoop in die curio shops. Daai dichotomie. My vraag is, hoe verklaar jy dit? Wil jy dalk net iets daarop sê? Hoe verklaar jy dit? Kyk, die een ding wat ek weet, is Hermann Göring, wat later in die tweede, hy het 'n tyd as kind in sy Wes deurgebring. Want sy pa was die gouverneur daar, een van die eerste gouverneurs. Dr. Eugene Fischer, die vader van eugenetica of eugenics, het 'n tyd sy studies gedoen op die Nama en die Herero mense, en hy was binne sy Westerwelle. Sy eerste groot verslag, waar hy sy teorie toets oor fisiese gelaatstrekke en beenstrukture as 'n maatstaf vir intelligensie en die tipe van ding, is gegrond op die studies wat hy in Namibië gedoen het. Jy kan dit gaan lees, Dr. Eugene Fischer. Dr. Boufinger, wat die hoofdokter was by Shark of High Island, kom ons noem dit maar 'n konsentrasiekamp. Sy rekords is duidelik daarin, waar hy sekere studies op oogpigmentasie doen. Waar hy studies om hierdie unieke, hy wou die intelligensie van hierdie Nama en Herero mense pylvlak, want dit het gestrook volgens hom met die teorieë. Liggaamstruktuur, grootte van skreel, het hy gestrook met die teorieë. Dit is daar. So die grondwerk akademies van wat so nazisme word, nazi-denke of die mediese kuns, die goed was getoets in Namibië. Die koppel van die mediese dienste van die Universiteit van Vryburg en die antropoloë van die departement, wie dokters gestuur het na al die strafkampe toe, dit was getoets daar. Dit is nie 'n nuwe ding wat ons later in Auschwitz en Birkenau en die plekke gesien het nie. Dit was daar. Die teoretikusse
wat Hitler se masterreis tipe teorie ondersteun en Dr. Eugen Fischer. Daar's foto's van hom in Berlyn waar hy staan en die saluut gee. Hy was daar. So vir my dis een deel van die koppeling en ek wil veral hê julle moet as een navorsingsbron wat ek het is Dr. Dreschler. Hy was professor by Universiteit Dresden en hy het in die 1940s, die 1950s, na die oorlog was daar 'n groot ding om te verstaan waar het hulle uitgehaak saam met die goed? Waar kom die nazisme vandaan? En hy het 'n akademiese studie gedoen, gepubliseerde studie, oor die wortels wat teruggaan na Namibië toe. So, die rekords is daar, jy moet dit net studeer. Dis hoekom, dis die tipe, maar die swastika wat gebruik word, ek onthou ek het nog foto's nagekom, want ek Duitse hou van foto's, nee. So ek het op foto's afgekom tot op die 60 jare en die 70 jare, waar Hitler se geboorte nog gevier word, onder 'n baie kleine minderheid. Ek wil nie sê almal die Duitsers in Namibië nie. 'n baie kleiner, enge tipe, klein burgerlike, as ek die woord wil gebruik, groep Duitsers. So as het sal ook nie reg wees om te veralgemeen en hy spesifiek dan, want daar was kernverskille in hoe hierdie goed gedoen word. Maar hy was 'n baie loyale, veral as jy Lutheransburg toe gegaan het. As sou jy baie loyale die jaarlikse feeste wat diep tot in die 70 jare nog gevier was. Ja, ek wil ook net sê, gepraat van bronne, die volledige bronnenlys is Ja, is agter in die boek. Die hele te vind. bronnenlys is daar agter, so julle kan dit lees en nagaan. Ons het nog tyd vir een vraag. Sal my even vraag wat jullie zeggen? Er gaan daar een vraag van de impact. Wat is impact gemaakt op de mens, de kinderen? En de context van de kerk van dit. De kerk van dit is de impact van de kinderen van de mens. Wat is impact? Wat is de infra van de kinderen? Wat is er daarop? Als we niet bestaan. Dus de kinderen inwerken op de mens. Oké. Ek dink vir jare was mense vasgevang in net die narratief wat van die katholieke kerk afgekom het. Tot om die 70, maar hier in die 80s met aktiviste soos Dr. Otile Abrams het 'n ander perspektief rondom die kerk begin ontwikkel. Want mense was uiteraard ook in die kerke. Hulle was Lutheraans, hulle was katholiek. En die rol van bevryheidsteologie. Daar kom ons praat van bevryheidsteologie. Weet jy dat kaptein Witbooi debatte met die Lutherane en die katholieke gevoer het teen die priesters oor sy rol as 'n bevryheidsleier as Christen? En hy skryf daaroor in sy geskrifte wat gepubliseer is deur die Van Riebeeck Instituut wat ek na verwys word. So ja, daar was 'n impak waar dit misbruik was, maar daar was ook 'n teengeveg om 'n nuwe tipe van teologie te ontwikkel deur leiers wat guerrilla leiers was. Wat 'n nuwe tipe van geloofsoriëntering geontwikkel het. En dit is lang voor Dr. Ellen Bosak, met alle respek aan hom. Maar was daar so iets al aan die gang in die vroeë 1900? So wat ek sê, die impak was nou wel, daar was misbruik van die geloof, die biskop Simon en almal die mense, maar daar was ook 'n verandering in inslag. Nee, mense daai kennis gevat en het omgedraai en het gebruik om hulle kos te ondersteun. So dis ek dink die positiewe impak. Daar is nog steeds 'n groot katholieke gemeenskap, maar hulle is beslis nie wat dit was van tevore nie. Die kerk is 'n heel ander dier daar in Namibië vandag. Maar ek wil ook dankie sê dat dit 'n Morawiese broer is van my wat hy vra. Here, ons het die Duitsers wat oral in ons geskiedenis sien jou in genaal volgende naweek.
Daar was nog 'n vraag. Dankie. Jy het gesê net een vraag, maar ek sal dit kort hou, Jeremy. Ek het jou boek gelees voor hy op die boeke was, of voor hy op die rakke was, en ek was regtig verskriklik beïndruk, jy weet, want ek het so 'n bietjie in die landbou betrokke in Suid-Afrika, en ek wil nou vir jou vra, hoe gaan ons so 'n tipe versetbeweging, nie noodwendig met die geweer opvat, jy weet, maar 'n gesamentlike versetbeweging, ek hoop jy verstaan wat ek bedoel, teen die gebrek aan dienslewering in hierdie land, deur regeringsinstansies, jy weet, dit is iets wat ons almal raak, en soos selfs die Australiërs, jy weet, soos jy sê, die boerekommandos wat gestuur was destyds, of wat toe Jan Smuts se troepe opgestuur is soontoe om Namibië van die kant af te gaan aanval, was daar van die ouens wat nie saamgestem het daarmee nie, en dan by die Bondelswarts aangesluit het. En dis waar die wit deel vandaan gekom het, nee. En daar was Australiërs wat ook iewers vervreem was, wat by hulle aangesluit is, soos jy het reg sê. En dit was vir my daai groep, maar ek soek nou 'n siviele verset, jy hoor wat ek sê. Dat ons net moet kom, kyk hier in die Weskaap is julle geseënd, nee, ek kom uit die Ooskaap uit, gaan nie baie goed daar met ons nie. Ons het ons eie generators, ons het nie water nie, ons gaan sleg met ons. Maar hoe gaan ons in hierdie land, ons kort siviele leierskap, nee, om dieselfde tipe beweging, maar ek wil nie sê jy verstaan jy, met geweld nie, maar ons moet iets doen om hierdie ding reg te stel. En dis 'n lang antwoord wat hy vra gaan vir. Maar al wat ek jou gesê het, die les van die boek, onder omstandighede wat baie meer gehard en brutaal en mensonterend was, as wat ons nou het, is 'n les van eenheid bou. Buite mense se enge kampe. En klein burgerlike tipe van kultuur engheid. En daai resep is vir my die resep wat as ons nou mense onder sulke vaandels kan bring by mekaar. Dit was gedoen in hierdie land met die UDF man. Nou ons moet gaan kyk na die lesse wat daar is. Jy weet, daar's lesse in ons geskiedenis waar mense buite daai perke van hulle nou gesete eenheid beweeg het en eenheid gebou het, en jy moet net die gemeenskaplike taal kry om dit te bewoord. Ek bedoel nie Afrikaans, Engels en die tipe nie, die gemeenskaplike woordeskat om uiting te gee aan daai verenigde tipe van stryd. Want dis die verskil wat hier was. Hierdie mense het nie net een taal gepraat nie. Hulle kon Frans betaal, hy kon Frans betaal gepraat met die Franse priesters. Hy kon, het was nie Afrikaans, hy kon Nederlands praat. Hy kon Duits praat. Met ander woorde, hy buite sy eie perke beweeg. Om anders te verstaan, om dinge te verwoord, om mense te mobiliseer. En 'n taal te vind van mobilisering, wat aan almal spreek. Idealisties 'n bietjie gestel, maar dis die beste wat 'n mens op hierdie kort kennisgewing kan sê. Jeremy, baie dankie. Ek dink dit is 'n baie literary slot tot die gesprek. So ek dink ons kan daar afsluit. Baie dankie almal dat julle hier was en maak seker dat julle die boek aanskaf. Geniet die res van die fees.